Hoekom sondig ek en kan ek nie ophou nie? Die Bybel sê as jy aanhou sondig en dit nie kan stop nie, is daar 'n spesifieke rede daarvoor. Dit verduidelik ook hoekom ons Abba Vader nie kan behaag nie. In Romeine 8 vers 5 staan, want die wat vleeslik is, bedink die dinge van die vlees, maar die wat geestelik is, die dinge van die gees. So die vraag wat ons moet vra is, wat voed ons? Voed jy jou vleeslike begeertes of voed jy jou geestelike? Wat jy voed word sterker in jou. As jy jou gedagtes en hart aan vleeslike dinge gee, sal jy vas in sonde en swakheid bly. As jy jou hart en gedagtes op die gees rig en hom voed, sal jy lewe en vrede en krag ervaar. Ons moet nie net sê ek wil nie sondig nie, maar aktief kies watter dinge ons toelaat om ons te voed. Daarom is daaglikse tyd in die woord van God so belangrik. Dit voed jou gees en help jou om sterker in gehoorsaamheid aan Abba Vader te wees. 1 Johannes 3 vers 4 sê sonde is ongehoorsaamheid aan God. Miskien besef jy dit nie, maar jou gees is honger. Honger na die woord van Abba Vader. Net soos jou liggaam kos nodig het om te groei, het jou gees sy woord nodig om jou vol geloof en krag te voed. Die Bybel sê, daar is net een manier om Abba Vader te behaag, en dit is deur geloof, Hebreërs 11 vers 6. Geloof kom hoe? Deur die woord van God te hoor en op te neem, Romeine 10 vers 17. So elke keer as jy sy woord lees, luister of dit mediteer, voed jy jou gees en laat die Heilige Gees in jou hart werk. Jou denke en hart verander. Jy sien situasies anders. Jy kan verleiding weerstaan en bou jou lewe weer op Abba Vader. Soos Psalm 119 vers 9 sê, hoe kan 'n jong man sy pad suiwer hou? Deur ag te gee op die woord van Abba Vader. As jy dit nie daagliks inneem nie, hoe kan jy jou lewe op die regte spoor hou? So begin vandag. Lees sy woord. Luister na sy woord. Dink daaroor. Jou gees sal vol wees, jou geloof sterker en niks sal jou lewe vinniger verander as die woord van Abba Vader nie.